sitplek in te neem. Kom ons bid net gou saam. Here, ons kom sê vir U baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag so mekaar te wees. Dankie dat ons harte kan kom stilmaak voor U. Dankie dat ons kan vra dat U deur hierdie boodskap met elkeen van ons sal kom praat. U weet waar ons is, U weet waar elkeen se gemoed is. U weet die dinge wat ons oor stres, die goed wat ons so klaarmaak in die lewe. En kom help ons om vandag ook net weer krag en oorwinning te kan kry by U. En dat U ons sal seën en sal kom versterk en sal toedek net onder U kosbare bloed vandag. In Jesus wonderlike en heilige naam. Amen. Nou ja, ons is besig om te gesels met die reeks wat ons te praat van die krag om te oorwin of die krag om te verander. En ons is vandag by die 4de boodskap. En ons gaan vandag bietjie kyk na die boek van Rigters en ons gaan kyk na Samson se lewe. Nou voordat ons daarby kom, wil ek net so eintlik so ietsie vir 'n ysbrekertjie met jou kom deel. Want hoofstuk 13 wat ons nou kyk, praat van die kinders van Israel. En nou Jannie het in die skool in die klas gesit en hy het daar vir sy juffrou gevra en gesê, juffrou, ek wil net gou U baie duidelikheid hê. En sy sê, ja Jannie, wat is dit? Hy sê, is dit waar dat die kinders van Israel deur die Rooi See geloop het op droë grond? En sy sê, ja Jannie, dis reg. En volgende sê hy, maar is dit ook waar dat hulle deur die Jordaan getrek het en dat die kinders van Israel die ark en die verbond en al die goed gebou het vir die Here spesifiek soos die Here gesê het? En die juffrou sê, ja, dis reg Jannie. En sy sê, maar Jannie, wat wil jy eintlik vra? En hy sê, juffrou, maar as die kinders van Israel alles gedoen het, wat het die groot mense gedoen? So ja. Lekker kan mens daarna. Maar as ons hier na hierdie gedeelte kyk, in Rigters hoofstuk 13, vers 1, jy is welkom as jou Bybel saamgebring het om saam te blaai. Maar hy begin met die woorde en sê, en toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lank. Nou as jy na hierdie gedeelte gaan kyk, dan besef jy weer, as jy van Josua afkom, Josua het geëindig met hulle die oorwinning gehad, hulle het God gekies en hulle het gedoen wat reg is in die oë van die Here, hulle het 'n verbond gesluit en gesê, ons gaan heilig wees, ons gaan opreg wees, ons gaan God dien met alles wat ons is. En nou kom jy in die boek van Rigters en jy sien wat, hulle het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hier sit die hele volk alweer vir 40 jaar lank vasgevang as slawe, vasgevang as mense wat nou moet gaan en eintlik die Filistyne dien. En hierdie volk roep uit en sê, Here, help ons, Here, verlos ons, Here, gee vir ons oorwinning van hierdie volk. En dis iets wat baie keer uitgeroep word. Baie keer sal ons ook bid en uitroep en skree, Here, kom help ons, Here, bring vir ons 'n weg, bring vir ons 'n uitkoms in omstandighede. En dis presies wat hier gebeur het. En hierdie volk het gebid en hulle het gevra. En dan sien jy dat daar was 'n vrou wat onvrugbaar was en 'n engel van die Here het aan haar verskyn en vir haar gesê, kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Nou, dis eintlik die laaste ding wat jy wil hoor in die oomblik van jy roep uit vir hulp en hier kom die Here en sê vir jou, jy gaan swanger word. Ek dink nie 'n vrou gaan altyd baie happy wees met daai een nie. Maar neem jou dan nou tog in ag en drink geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat onrein is nie. So hier kom die engel en hy kom berei haar voor, hy kom sê vir haar, luister, jy gaan 'n seun baar, en omdat jy hierdie seun gaan baar, hy gaan spesiaal wees, hy gaan 'n geskenk van God af wees, en jy mag niks drink, niks sterk drank of wyn of enigiets gebruik nie, inteendeel, sy mag nie eens eintlik druiwe geëet het nie, niks nie, nie eens rosientjies nie, alles moes hy weggeskuif het, want hierdie seun wat sy gaan kry, gaan iets besonders wees. Kyk gou hier na vers 5. Want kyk, hy sal swanger word en 'n seun baar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareer van God wees en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Nou as jy na hierdie gaan kyk, is dit vir my mind-blowing al klaar eintlik, in die sin van, hier kom 'n seun en hy moet hulle kom verlos van hierdie Filistyne. En as jy daar dink, die Filistyne is 'n magdom van mense, hulle is magtig, hulle is sterk, en hier gaan die Here kom en hy gaan een man gebruik, en hy gaan begin om oorwinning te bring teen hierdie nasie wat die Filistyne is.
Dis my en jou eintlik mind-blowing, want ons gaan dink, Here, een is nie genoeg nie. U moet vir ons 'n army stuur, u moet vir ons 'n magdom van mense stuur, maar die groot geheim het nie gekom in 'n magdom van mense nie. Die groot geheim het gekom dat die Here gesê het, hy gaan 'n Nasareer stuur, met ander woorde, dis iemand wat afgesonder is, iemand wat van geboorte af die Heilige Gees op hom het, iemand wat die krag van God tot sy beskikking het, en wat die oorwinning vir hulle gaan behaal. Ja, as ek hier daarna gaan kyk, dan besef ons, dat in die eerste plek, en jy kan sien in die kerk blaadjie, is daar vir jou notaatjies wat jy kan volg as jy wil. Die eerste punt wat ons daarna kyk is, God gee krag en hy gee vir jou 'n roeping. En dis presies wat hy gedoen het vir Samson. Hy het hom van dag 1 af gevul met die Heilige Gees. Van dag 1 af het hy hom krag gegee. Van dag 1 af het hy vir hom gesê, ek bemagtig jou om die verlossing vir ons te kom bewerk. So hierdie was nie 'n doodgewone mens nie. Hierdie was 'n man wat die krag van God tot sy beskikking gehad het. Hierdie was 'n man wat eintlik eindelose krag gehad het. Dit het niks te doen gehad met sy mooi hare nie. Dit het eintlik niks te doen gehad met wie hy was as mens nie. Dit was die seun van God, die gees van God wat in sy lewe teenwoordig was en hom kom help het. En nou kom die groot vraag, ons almal weet hoe die verhaal van Samson geëindig. Ons almal weet dat hy het 'n verkeerde besluit geneem en ons het altyd 'n liedjie gesing in sonnaskool, maar toe vat hy 'n verkeerde vrou en ek het altyd gehoor, toe slat Samson die verkeerde vrou. Either way, dit het nie goed geëindig nie. Hy het alles verloor as gevolg van 'n besluit, maar dit was nie een besluit wat dit gebring het nie. As jy eintlik daar gaan kyk, was daar van die begin af kompromieë wat Samson gemaak het, meer as een keer wat hy verkeerde besluit geneem het en verkeerde dinge gedoen het. So dis elke keer 'n klein bietjie dwaal, 'n klein bietjie verkeerd, 'n klein bietjie kompromie aanmaak en dit het gemaak dat hy so ver weg op geëindig het van God af. Nou baie keer dan dink ons by onsself, dan hoor jy groot name, groot predikers, groot kinders van God se name wat gebruik word en gesê word, hierdie man het daai geskiedenis, hierdie man het dit gedoen, daai man het dat gedoen. Wat het gebeur? Ergens in hulle lewe het hulle begin met 'n klein bietjie kompromie, 'n klein bietjie verkeerde keuse en dit het gelei na gewoontevorming van 1, 2, 3, 4, 5 en al hoe meer en meer en meer en hy het wegbeweeg van God af. Ek en jy moet op 'n plek kom dat ons moet besef dat kompromie is waar dit verkeerd was. Nou as jy in hierdie hoofstuk lees, dan sien jy dat Samson het gekom na sy ouers toe en gesê, ek het 'n vrou gesien tussen die Filistyne en sy het my geval en ek hou van haar en ek soek net vir haar, geen ander vrou nie, gaan haal haar vir my om my vrou te word. En sy ma en pa sê vir hom, Samson, nee, hoekom by die Filistyne, wil nie na jou eie volk, jou eie mense toe gaan nie, ons is half amper vasgevang onder slawerny, hulle heers oor ons, hoekom wil jy 'n Filistynse vrou hê? En hy het bly gehamer en gesê, ek soek haar, ek like haar. Klink dit nie soos 'n rebelse tiener nie? Wat sê, pa, hierdie girl is hot, ek soek net vir haar. Vergeet van die ander. Dis die realiteit wat Samson eintlik hier sê. Hy sê, hierdie is die girl vir my. Hierdie is die vrou vir my. En sy ma en pa sê, dis reg, en op pad wat hulle soontoe gaan, kry hy 'n leeu, en hy vat hierdie leeu, en die krag van God het oor hom gekom, en hy het hierdie leeu verskeer met sy fisiese hande. Nou as ek en jy eintlik 'n tydskrif sou vat, en ek sê vir 2 sterk jong manne, om 'n tydskrif te vat en te probeer skeer, terwyl die boek toe is, gaan dit nie reg kry nie. Maar as jy hom oopmaak en jy skeer 'n blaai of 2 uit, is dit maklik. Maar kan jy jou indink, jy vat 'n leeu aan sy kakebeen, en jy skeer hom fisies oop, met jou naakte hande. Dis krag. Dis krag. Dis 'n man wat ek nie wil kwaad maak nie, want hy het nie steroids gebruik nie. Hy het die krag van God tot sy beskikking. Ongelooflike krag. En wat baie interessant maak is, nou gaan hy en hy kry hierdie vrou vir hom en alles, en toe hy weer op 'n dag gepad af is soontoe om by hierdie vrou te gaan kuier, toe het hy weer verby hierdie leeu gestap, en wat gebeur? Hy gaan kyk na hierdie leeu se liggaam wat hy verskeer het, en een van die reëls wat vir Nasareer uiteengesit was in Numeri al, is baie duidelik, jy mag nie aan 'n dooie liggaam vat nie. Wat doen Samson? Hy vat nie net aan hierdie leeu nie,
daar's 'n korf bye daar binne, heuningbye, en hy haal van die heuning uit, en hy het geloop en geëet van hierdie heuning, en hy het hierdie heuning na sy ma en pa toe gevat, en gesê, hier's vir julle heuning, eet dit, geniet dit, en hy het vir hulle ook nie gesê waarvan af dit kom nie. Jy sien, die eerste kompromie wat hy gemaak het was om ongehoorsaam te wees aan God, en hy het 'n besluit geneem om te sê, ek sal aan hierdie liggaam vat en kyk, God sal my nie onderneem of van my al wegbly nie. En hoeveel keer sal ek en jy ook God toets? Hoeveel keer sal ons net so aan die lyn kom en sê, ek gaan ophou, maar ek gaan nie ophou nie. Dis soos 'n pa wat vir sy seun sê, Daniel, ek gaan vir jou voeder, pas op vir jou. En Daniel doen wat? Hy hou aan om te toets, en net so 'n bietjie nader te gaan, en net nog so 'n bietjie nader te gaan, tot sy pa op die punt kom om te sê, ek het ons nou klaar gepraat, en dan vat hy vir Daniel en voeder vir my. Die realiteit is net, hoe ver moet Samson dit vat? Samson tree die Nasareë-reël, hy vat aan 'n dooie leeu, en dan eet hy nog dit wat binne hierdie leeu was. Totaal onrein, totaal verkeerd. Dan gaan hy en hy vat hierdie vrou, en wat baie interessant maak is, die dag wat hierdie maaltyd begin, wat hy saam met hierdie vrou nou die bruilofsmaaltyd moet deurgaan, het hy vir die mense wat daar om hom is, vir 'n klomp jong manne gesê, ek het vir julle 'n raaisel, en hy het hierdie raaisel voor hulle gelê, en gesê, uit die etter kom die soetheid, en as jy eintlik daarna gekyk, uit die sterkte kom die soetheid, of so iets, ek kan nie die heeltemal onthou nie, maar jy kan dit gaan lees in hoofstuk 14, 15 rond, dan gee hy vir hulle hierdie raaisel, en hy sê vir hulle, julle moet dit vir my kan bekend maak, en as julle dit vir my kan bekend maak, sal ek vir julle 30 stukke klere skenk. Hy's braaf, hy's arrogant, hy wil vir hulle wys hoe goed en sterk is hy, en hulle kan glad nie bepaal wat is hierdie raaisel nie. Op die laaste dag van hierdie maaltyd kom sy vrou na hom toe en sê vir hom, jy het vir my mense raaisel gaan voorgee, en hulle kan nie vir jou dit gee nie, hoekom wil jy dit nie net vir my bekend maak nie? En hy sê vir haar, ek het nie eers aan my ma en pa bekend gemaak nie, hoe wil jy moet ek dit aan jou bekend maak? En sy sê vir hom, jy sê dan jy's lief vir my, dit klink nou tipies soos 'n vrou, nee, manipuleer die man, jy sê dan jy's lief vir my, hoekom wil jy my nie sê nie? En hy sê vir haar toe, die raaisel, en sê hy die leeu se bek het die soetheid uitgekom, en hier gaan sy gaan verklaar hierdie raaisel aan hierdie manne, en hulle kom terug na Samson toe, en hulle sê vir hom, presies hierdie raaisel uitgelê, en hy raak kwaad, en wat doen hy? Hy gaan slaan 30 manne dood, en hy vat hulle klere, en hy gaan gee dit vir hierdie manne. Uit die meer wat hy verloor, gaan slaan hy 30 Filistyne dood. Nou ek en jy kan dink dat hierdie was totale verkeerde besluit gewees, en dit was. Maar Romeine 8:28 sê die Here, alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet, en wat volgens sy voorneme geroep is. God het nog steeds toegelaat dat Samson se verkeerde besluite tot uitbreiding van die doel was wat God hom gestuur het na daai tyd toe, of waarvoor hy hom geroep het. God het hom geroep om verlossing te kom bring teen die Filistyne. En dit het eintlik tot 'n mate ook tot selfvernietiging gelei van Samson. Hy het sy meer verloor, hy het hierdie 30 manne gaan doodslaan, hy is weg en hy's kwaad en hy het eers teruggegaan na sy bruid toe nie, en op 'n stadium kom hy terug en hy gaan na die huis toe met 'n bokkie en hy sê vir sy skoonpa, gee vir my vrou, laat my toe om by haar in die kamer in te gaan, en sy skoonpa sê vir hom, daar's nie 'n manier nie, ek kan dit nie doen nie, ek het gedog jy het daar nie meer geval nie, ek het gedink jy's meer lief vir haar nie, jy gaan nie terugkom nie, so ek het haar vir jou best man gegee om te trou. En Samson is woedend kwaad, en hy sê, ek gaan aan julle doen wat julle aan my gedoen het, en wat doen hy? Hy gaan vang 300 jakkals, en hy vat hulle elkeen, en hy knoop hulle sterk aan sterk aan mekaar vas, en tussen elke sterk het hy 'n fakkel gesit, en hy steek hierdie 300 fakkels aan die brand, en hy jaag hierdie jakkals in hierdie lande, en kan jy jou indink wat se chaos dit is, alles verbrand, al hulle graan, alles gone. En die Filistyne is boos, en hulle sê, wie het dit gedoen? En hulle antwoord en sê, die skoonseun van, met die naam Samson. En hy het dit gedoen, omdat die pa, sy skoonvader, sy bruid vir sy best man gegee het.
En hulle is woedend vir hierdie man en sy vrou, en wat doen hulle? Die Filistyne gaan en hulle gaan steek hierdie man sy huis met sy familie aan die brand en brand hulle almal dood. En Samson is woedend kwaad. Samson is boos verby as gevolg van dit. As jy hierna gaan kyk en sien jy eintlik hoe hy keer op keer emosies uitleef, keer op keer 'n verkeerde besluit neem, keer op keer iets doen as gevolg van die feit dat hierdie mense soveel verwoesting kom saai. En as jy dan verder die woord gaan blaai, dan sien jy hoe hulle eintlik gekom het ook en gesê het, hulle gaan Samson gevange neem, en waar hulle 'n klompie manne saamgestuur het, en hom eintlik ook kom boei en kom vasmaak, en gesê, jy het ons te veel skade gemaak, en ons gaan jou doodmaak, en ons gaan jou soontoe vat, en Samson sê, is reg, julle kan my vat, maar julle moet my beloof, julle gaan my niks maak nie, wag dat ek geoordeel word, en hulle sê, dis reg. En Samson het daar toue aan vasgemaak gewees, hulle het hom weggelei, en hy het op 'n plek gekom waar 1000 man bymekaar was, en die Here het vir hom krag gegee, die gees van die Here het oor hom gekom, en Samson het met 'n eselkakebeen 1000 man doodgeslaan. Kan jy jouself indink hoe dit moet wees? As jy 'n ding die hele tyd moet vashou, nou kakebeen vashou gaan in jou hande indruk, dit gaan jou seermaak, gaan gemaklik wees. As jy iemand slaan, dan gaan daai ding in jou inwurg eintlik. Ek kan indink hoe stikkend hierdie man se hande moes wees. En hy slaan 1000 man dood. En hy was half arrogant daarop gewees. As jy eintlik daarna gaan kyk, dan sal jy baie duidelik sien hoe hy uitgeroep het en gesê het, met 'n eselskakebeen het ek 1 klomp, 2 klomp, met 'n eselskakebeen het ek 1000 man verslaan. Hy het half groot kop gekry. In vers 17, en toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeens Hoogte. Daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê, U het deur die hand van die knegg hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe in die hand van die onbesnedenis. Jy sien, dit is typies hoe ons as mens moet maak. Hierdie man het weer die oorwinning behaal, en nou self kwaad vir die Here en sê, Here, ek het hard gewerk, ek het nou geveg en nou het ek niks om te drink nie, wil U nou hê ek moet vergaan? Sit hy uitroep en uitskree en stikkend is. Maar hy het kompromie gemaak, hy het foute gemaak, hy het nie op God vertrou nie. As hy op God vertrou het, het hy geweet, God sal vir hom seën, God sal vir hom deurdra, God sal vir hom voorsien. Maar Samson het bly fokus op wat wil ek hê, en nie wat God wil hê nie. Ek is dors, God gee nie vir my water nie. Kyk hoe begin hoofstuk 16. Hier kom hy weer met sy eie behoeftes, in plaas daarvan om God te soek. En Samson het na Gaza gegaan, en daar 'n hoer gesien, en by haar ingegaan. Die man wat uitgesonder was vir God. Die man wat heilig was, die man wat geroep was deur God om oorwinning te bring van die Filistyne af. Hy het bly sondig doen. Sy swakpunt was vroue gewees. En hoeveel keer het hy gekyk na die verkeerde vrou, die verkeerde omstandighede, begeer en gegryp en gevat, en dit het sy lewe gekos. As jy die deel verder lees, daarom het hy 'n vrou in die dal van Soret lief gekry, wie se naam Delila was. Toe kom die vorste van die Filistyne en haar op en sê vir haar, haal hom oor en vind uit waardeur sy krag so groot is en waardeur ons hom kan oorweldig en hom kan bind en hom te bedwing. Dan sal ons jou elkeen 1100 sikkels silwer gee. Hierdie vrou het hom nie beval nie. Hierdie vrou was nie lief vir hom. Die vrou het geensins belang gestel in hom nie. Sy het net gesien, hier's 'n geleentheid om geld te kry. Elkeen sal vir haar 1100 sikkels silwer gee. Toe vra Delila vir Samson, vertel my tog waardeur jou krag so groot is en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. Eerste keer toe sê hy 7 vars lyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos ander mense. Sy bind hom, maak hom aan die slaap en bind hom vas met die 7 vars lyne en sy skree daarop en sê vir hom, die Filistyne is op jou, die Filistyne is op jou. En wat het gebeur? Toe breek hy die lyne soos vlasdraad breek as dit vuur reik. Maar sy krag het nie
bekend geword nie. Daaroor win hy weer eens, maar hy het nie vir die waarheid gesê nie. Toe sê Delilah vir Samson, kyk, jy het my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my nou tog waarmee jy gebind kan word. En hy sê vir haar hierdie keer, nuwe toue waarmee geen werk gedoen is nie. Sy vat nuwe toue, sy verbind hom, sy maak hom vas en sy roep weer uit, die Filistyne is op jou, die Filistyne is op jou. En daar het die tou gebreek en afgeval van sy arms af. En toe sê sy weer vir hom, tot nou het jy my bedrieg en vir my leuns vertel. As jy die 7 haar, en hier kom hy nou en hy gee vir haar die derde oplossing, hy sê vir haar, as jy my 7 haarvlegsel sal vat, van my hoofweefsel saam invleg, sy druk die toe vas met die pen, en sê vir hom, die Filistyne is op jou Samson, en hy het wakker geword uit die slaap, en die weefpen met die weefsel uitgeruk. Derde keer, wat sy geen oorwinning wou kry nie. Toe sê sy vir hom, ek het jou lief, hoekom kan jy vir my sê, ek het jou lief, terwyl jou hart nie met my is nie, 3 maal het jy al nou my bedrieg, en my nie meegedeel waardeur jou krag so groot is nie. Sy kom en vlei hom, sy kom en kyk hom diep in die oë, en sy sê vir hom, jy is lief vir my, jy gee dan alles vir my, hoekom kan jy hierdie een ding nie vir my deel nie, vertrou jy my nie, en Samson kan ons duidelik sien, hierdie vrou het 'n agenda, hierdie vrou het 'n plan, 3 maal het sy al reeds vir hom bedrieg, 3 maal het sy al reeds dit gebruik om vir hom te sê, die Filistyne is op jou, en hier sit hy nog steeds, en hy maak sy hart oop vir haar, en hy vertel vir haar, hy sê vir haar, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareër van God, my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk, en ek swak word, en wees soos al die mense. Sy maak vir Samson aan die slaap. Sy streel hom, sy kry hom rustig, en hy's weg, en hy slaap. En sy vat 'n skeermes, en sy skeer sy hoof skoon. En sy roep uit en sê vir hom, Samson, Samson, die Filistyne is op jou. En wat gebeur? Hy spring op en hy wil weg en hy kan niks doen nie, want hy het nie geweet, die gees van God het van hom al weggewyk nie. En hy het al sy krag verloor. Hoekom? Nie as gevolg van die feit dat hy al gesê het nie. Nie eintlik as gevolg van die feit dat hy sy hare laat skeer het deur haar nie. Die feit dat hy deur 'n hele lang pad kompromie op kompromie op kompromie gemaak het. Wegbeweeg het van God, het hy nie besef dat God se gees totaal wegbeweeg het nie. Hulle gryp Samson, hulle steek sy oë uit. En hy kan niks meer sien nie. Hulle het hom gegryp en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza en met koperkettings gebind en hy moes maal in die gevangenis. Kan jy indink, 'n man wat God se krag het, 'n man wat tot enigiets in staat is, 'n man wat 1000 mense kon doodslaan, 'n man wat 'n leeu se bek kon oop forceer en hom geskeer het, laat hy dood is, wat niks kan doen nie. Die koperkettinge hou hom vas, want hy die teenwoordigheid van God verloor. Dit gebeur so maklik dat ek en jy op daai plek kom, en ons dink baie keer, ek sal hierdie ding oorwin, maar ons het God se gees nodig. Ons het baie keer God se krag nodig. Ons het God se autoriteit in ons lewe nodig. Maar die realiteit is dat ons op soveel plekke in ons lewe kom, dat ons nie besef nie, maar as gevolg van kompromieë, as gevolg van verkeerde keuses, as gevolg van besluite wat ons geneem het, het ons wegbeweeg van God af, en het ons op 'n plek gekom wat God gesê het, ek het myself verlaat van jou af. Hoekom? Want jy het sonde in jou lewe toegelaat. Dit gebeur so gemaklik. In die tyd wat Samson in die tronk was, het sy hare weer begin groei, en dis nie waar sy krag gelê nie, sy krag was in God gewees. En dan het die mense het gedrink en parties gehou en te kere gegaan, en op 'n stadium roep hulle uit en sê, roep vir Samson dat hy vir ons moet kom kuier, roep vir Samson dat hy vir ons moet kom speel, roep vir Samson dat hy vir ons entertainment kan wees, dat ons hom kan bespot en met hom kan lag en dat ons 'n grap van hom kan maak.
En hulle bring vir Samson uit, en Samson staan daar en hy het vir hulle gespeel, en op 'n stadium sê hy vir die diensknegt wat na hom moet kyk, hy sê vir hom, laat my net hier die pilaar staan, dat ek dit net kan betas, en hy voel hy staan tussen twee pilare, en hy het dit gevoel met sy hande, en hy bid en hy vra vir God, en hy sê, Here, gee my net nog een keer krag, Here, wees my eintlik genadig, Here, vergewe my, en God se krag was groter as enigiets anders. En die Here het dit vir hom toegelaat en Samson roep uit en sê, Here, laat my saam met hierdie Filistyne sterf. En Samson het eintlik oorwinning by God behaal. Hy het genade by God gevind. Hy het teruggekom na 'n plek toe en besef, dis nie hy wat die krag het nie, maar dis God in hom wat hom die krag gegee het. En hy staan tussen daai pilare, en hy het met alles wat in hom is, daai pilare omgedruk, dat daai hele huis mekaar gesak het. En daar was omtrent 3000 manne en vroue by mekaar gewees. En Samson het gesterf in daai oomblik. En dit was die grootste oorwinning wat hy nog ooit in sy lewe behaal het teen enige van die Filistyne. En as ek en jy daarna kyk, is daar 'n groot ding wat verskil. En dit is 'n plek wat ons moet kom om te kan sê, ek soek eerste God se koninkryk. Die Here sê vir ons in Matteus 6:33, soek eers God se koninkryk en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Die oomblik wat Samson besef het, hy is verlore, die oomblik wat hy besef het, hy is swak, die oomblik wat hy besef het, hy is niks nie, die oomblik wat hy in humbleness na God toe gekom het, en God hom genade gegee het, is die oomblik wat die gees van God by hom was, en is die oomblik wat hy die krag en die autoriteit by God gekry het, om oorwinning te kom haal en daai plek te kom plaasdoen. Ek en jy moet terugbeweeg na God toe en sê, Here, ek het kompromieë gemaak, ek het foute gemaak, ek het verkeerde besluite gemaak, ek het verkeerde dinge gedoen, elkeen van ons het, maar ons kan na 'n plek toe kom en ons kan smeek vir God se genade, en ons kan sê, Here, ek wil die eerste stel in my lewe, ek wil terugkom na U toe, ek wil U dien, ek wil U behaag, ek wil hê my lewe moet vir U welbehaaglik wees. Gaan ons alles reg doen in ons lewe? Nee. Gaan ons foute maak? Ja. Gaan ons verkeerde keuses maak? Ja, ons gaan, maar God se gees sal ons oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En hier is die groot geheim. Begin God soek. Wanneer God eerste is, verander hy ons patrone. Wanneer God eerste is, dan begin ons anders te fokus. As Samson van die eerste begin af, begin het om te gesê, ek wil God behaag en ek wil hom dien met my alles, so hy nie Filistyne toe gegaan het vir vrou nie. Hy sou 'n ander vrou gaan soek het tussen sy eie mense. As hy God behaag het, dan sou hy nie teruggegaan het na die leeu toe en gaan eet het wat hy nie moes geëet het nie, gevat het wat hy nie moes gevat het nie, gedoen het wat hy nie moes gedoen het nie. Hy sou nie na 'n hoer toe gestap het en by haar ingegaan het nie. Hy sou nie verder gegaan het en weer 'n Filistynse vrou gaan soek het nie. Dit wat jy in kompromie maak, is dit wat jou gaan breek op die einde van die dag. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons na 'n plek toe moet kom en sê, Here, help my. Here, lei my. Here, verander my. Here, geef my die oorwinning. In Psalm 19 is daar 'n besonderse vers, en ek het nou die dag gelees. Ekskuus, ek kom nie gaan. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop my siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. En as jy na hierdie kyk, dan is dit 'n uitroep om te sê, Here, ek wil U wet onderhou. Ek wil die verborgene onderhou. Ek wil U staan en U dien en U volg. Die begeerte is om nader aan U te kom. Ook word die knegt daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is 'n groot loon. Die afdwaling, wie bemerk hulle? Luister mooi na hierdie woorde. Wie bemerk hulle?
Spreek my vry van die wat verborge is. Spreek my vry van dit wat ek wegsteek. Spreek my vry van die kompromieë wat ek maak. En dan kom hy verder in vers 14. Hou die knegt ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. En dis eintlik wat ons hierna toe kom, om te sê, Here, ek wil vrykom van die oortreding, ek wil vrykom van moedswillige sondes, ek wil vrykom van verkeerde kompromieë, verkeerde denke, verkeerde rigtings wat ek ingestap het, en ek wil rein en opreg voor U wees. Soek eers die koninkryk van God. Romeine 12 word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, en julle sal nie die begeertes van die vlees volbring nie. Dis maklik om volgens die vlees te wandel. Dis maklik om op te staan en te sê, ek kan môre nog lees, ek kan môre bid, ek kan môre dit doen, ek gaan nou hierdie doen. En hoe meer ek en jy kompromie maak en weg van God af beweeg, hoe makliker en meer ruimte gee ons vir die vlees. En hoe meer spasie gee ons vir hom oor te neem. Ek neem dit op 'n plek om dat ons kan sê, Here, ek wil volgens die Gees van God wandel. En elke dag te begin en tyd te maak vir die Gees van God. Dis waar oorwinning lê. Dis waar die oorwinning vir jou geestelik staan. Moenie die foute maak wat Samson gemaak het nie, Dawid gemaak het nie. Daar's soveel name wat hy kan noem. Daar's soveel voorbeelde wat hy kan gebruik. En dit begin ergens, net by 'n verkeerde keuse, wat jy gekom het en dan neem jy weer keuse, en dan word dit al erger en erger en erger. Tot op 'n plek waar jy God se Gees verloor het. Die krag van God verloor het. En nie almal gaan genadig wees soos Samson, om te kan roep en te kan sê, Here, vergewe my nie. Geef my nog net een keer krag nie. Daarom bly so naby aan God as wat jy kan. Kom ons bid saam. Ag Here, dit is so maklik om kompromieë te maak. Dit is so maklik om verkeerde besluite te neem. Dit is so maklik om te val. En ons het U nodig om ons te lei. Ons het U krag nodig om ons staande te hou. Here, as 'n man so Samson wat gebore is met die Gees van God en die krag van God kan val, kan enigiemand van ons val. Ons is swak, ons is mense, maar Here, ons weet deur U genade is daar vir ons oorwinning. Ek kom bid en vra dat U ons sal kom versterk, dat U ons sal kom toedek onder U kosbare bloed, en dat ons veilig en rein en opreg voor U sal staan. Kom tel elkeen van ons op, en kom gee vir ons die oorwinning wat ons nodig het in ons harte, en kom seën ons vandag in Jesus se wonderlike en heilige naam. Amen. Ons kan staan en dan gaan ons sommer net 'n liedjie hier afsluit saam met JP en Fergie. Baie dankie.